bietjie hoër as neutraal, maar hulle het hulle bes probeer. Maar as jy gaan kyk in 'n winkel, is rondom 8 en dan partykeer kan jy joune sien. Ja, maar wat is dit? 4.8. Hoekom is dit 4.8 as dit sparkling water is? Hulle het koolstofdioksied ingepomp wat dit verander na koolstuur binne in daai water. As hy te lank staan of as jy hom oopmaak en dan toemaak en verander na koolstuur. Dus hoekom jy so vinnig as moontlik jou sparkling water moet opdrink voordat dit in koolstuur kom. Okay, anyway, so water moet neutraal wees, wat beteken water wil nie volledig ioniseer om hoë konsentrasie hidronium-ione te vorm nie, of volledig dissosieer om hoë konsentrasie hidroksiedione te vorm nie. Okay, so as jy kyk na water, daar is 'n mate in wat water kan opbreek om waterstofione of hidronium-ione en hidroksiedione te vorm, maar hy vorm baie min hiervan. Okay? Maar as ek nou sy ionisasie konstante sou moes gaan neerskryf, daar is hy. Okay? Dan is dit mos nou die konsentrasie van die produkte oor die konsentrasie van die reagente. Maar in die konstante kom suiwer water mos nou nie. So omdat suiwer water se konsentrasie 1 is, gaan hy word eintlik heeltemal uit die vergelyking uitgehaal. So dis is water se ionisasie konstante net die konsentrasie van hidroksied maal die konsentrasie van waterstof-ion of hidronium-ion. Jy kan enigiene sê. Maar soos ek nou reeds weer gesê het, hy wil nie oplos nie. Okay? So daarom is sy ionisasie konstante verskriklik klein. 1 maal 10 to die mag minus 14. Sorry, ek is nou daar doorboal. Okay? So dit beteken dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, daai is sy ionisasie konstante. Wat beteken dit? Hy wil nie opbreek nie. Okay? So dis baie klein kans dat water actually gaan opbreek in sy ione as hy met homself reageer of meng. Okay? En ons weet vir daai rede water bestaan uit 'n waterstof-ion en 'n hidroksied-ion dat hulle twee se konsentrasies gaan dieselfde wees want hulle ratio is 1:1. Okay. So as jy hulle twee se konsentrasies met mekaar maal, dan kry jy nou die ionisasie konstante van water. Nou ons het laas jaar het ek met julle hieroor gesels. Guys, ek gaan nou nie baie lank nog hierin ingaan nie. Okay, maar jy moet dit weet, dat hulle twee se konsentrasies is dieselfde. As jy met mekaar maal, gee dit vir jou 1 maal 10 to die mag minus 14, maar dit is alles op die dataveld. Okay. Nou, wanneer ons suur of 'n basiese stof het, dan gaan hierdie twee se konsentrasies nie dieselfde wees nie. Want as dit 'n suur is en hy reageer met water, gaan hy meer hidronium-ione afgee. As dit 'n basis is, gaan hy meer hidroksied-ione afgee. En dan is daai twee se konsentrasies nie meer dieselfde nie. So, as jy suuroplossing het, dat jy meer hidronium-ione as hidroksied-ione. En natuurlik andersom. Okay, goed, so hier is 'n paar stowwe. Hulle kan vir jou van hierdie lyntjies gee 'n toets of eksamen en jy moet nou gaan sê hoekom is hy 'n sterk suur, hoekom is swak basis, bla 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 bla. Maar kom ons kyk gou vinnig daarna. Ek wil kyk na seewater. Kom ons kyk gou daar na seewater. Hierso die eerste kolom gee vir die konsentrasie van die waterstof-ione en die tweede een is die konsentrasie van die hidroksied-ione, as jy nie so klein kan sien nie. Okay, so as ons kyk na seewater, dan is die konsentrasie van die hidronium-ione is minus 8 en die hidroksied-ione is minus 6. Wat beteken dit? Dat seewater is 'n bietjie meer basis as wat dit suur is. Okay, so en wat ons kan sien is ons daai twee se konsentrasies met mekaar maal. So as daai twee se konsentrasies met mekaar maal, dan kry jy 1 maal 10 to die mag minus 14.
Kyk, kom ons kyk gou vinnig na tomatiesap. Tomatiesap is die hydronium-ion se konsentrasie is -4 en die hidroksiedsinne is -10. As jy daai twee se konsentrasies met mekaar maal, dan kry jy 1 maal 10 to die mag -14. Okay, as jy kyk na batterysuur, is dit 1 en 1 maal 10 to die mag -14, as jy hulle met mekaar maak, kry jy 1 maal 10 to die mag -14. So wat jy moet sien is vir alle stowwe, as jy die hydronium-ion en die hidroksied-ion se konsentrasies met mekaar maal, moet dit vir jou gee 1 maal 10 to die mag -14. Okay, altyd. Goed, en dit is hoe hulle by die pH-reeks en by die pH-formule uitkom, met behulp van daai twee konsentrasies wat jy met mekaar kan maal. Okay, 'n paar indikatore wat jy moet ken, is metieloranje, broomtiemelblou, lakmoespapier, hulle praat ook van litmoespapier, maar in Afrikaans is uiteindelik lakmoespapier, en phenolphthalein, of phenolphthalein. Okay. Daai 4 moet jy ken, daar's nog baie ander indikatore. So daar's die enigste 4 wat jy moet kan ken. Jy moet weet watter kleur word hy in 'n suur en 'n basis. Jy moet weet wanneer gebruik ons dit. Okay. So jy hoef nie hierdie pH-reeks so uit jou kop uit te ken nie. Dit is net min of meer waar hierdie indikator die beste werk. Okay, waar hy die mees effektiefste antwoord vir jou gaan gee, of kleurverandering vir jou gaan gee, maar wanneer gebruik ons dit moet jy ken. Metieloranje gebruik ons wanneer ons 'n sterk suur het, en wat met 'n swak basis reageer. Dis hoekom jy jou sterk suur en swak basis uit jou kop uit moet ken. Okay, broomtiemelblou en lakmoespapier gebruik jy vir dieselfde goeters. Dit is wanneer jy of 'n sterk suur met 'n sterk basis het, of wanneer jy 'n swak suur met 'n swak basis het. Okay, ek wil net die laaste sin klaarmaak. En phenolphthalein is wanneer jy 'n sterk basis het met 'n swak suur. Okay, ons gaan by ekstra klasse vandag, sal ek hopelik van bladsy 7 af kan aangaan.